Amen. Maar prys die Here. Daai liedjie wat ek nou gesing het van die merk in die hande, dit is, as jy 'n bietjie mooi gaan sit en dink aan dit wat Jesus deurgegaan het aan die kruis. Jy was nie goedkoop gewees nie. Jou prys was nie goedkoop gewees nie. Ek het gisterand gepraat van hoe hy uitmekaar uitgeslaan was. Maar ek wil hê julle moet julle Bybels vanaand oopmaak. Daar so in die boek van Matteus. Die boek van Matteus, dis die heel eerste boek in die Nuwe Testament. So as jy so in die middel van jou Bybel kom, dan behoort jy daar rond Matteus te kry. Hy is na die boek van Maleagi, hy is voor die boek van Markus. So hy is tussen die boek van Maleagi en Markus. As jy hom gaan kry na Openbaring, het jy 'n verkeerde Bybel. En of dan het jou kind jou Bybel beet gehad en jou pages vir jou gerearrange. En jy kan vir my oopmaak daarso in Matteus hoofstuk 26. Matteus hoofstuk 26. En dan kan jy ook vir my oopmaak in Johannes hoofstuk 19. Matteus 26 en Johannes 19. Ek wil vanaand 'n bietjie met ons net 'n gedagte deel wat ek nog nooit eintlik gehoor het iemand oor gepraat het nie. En hierdie gedagte het vanmiddag letterlik by my opgekom. Terwyl ek besig was eintlik met 'n ander boodskap waaraan ek gewerk het of met 'n ander ding waarmee ek besig was, toe kom hierdie gedagte by my op en dit het my nogal bietjie laat dink. En ek het eintlik besef, maar ons praat nooit aan die ander sy van die saak. Gewoonlik as ons praat oor 'n paastyd, en dit is waar dit gaan oor die evangelie. Dit gaan oor Jesus Christus en hom as gekruisig, dat hy gekruisig is, dat hy begrawe is en dat hy weer opgestaan het. Dit is die evangelie. As iemand vir jou ooit vra, verduidelik vir my, wat is die evangelie? Wat verstaan jy oor die evangelie? Dis Jesus Christus hom as gekruisigde, dat Jesus Christus gekruisig is, dat hy begrawe is en dat hy weer opgestaan het. Sy volbringde werk aan die kruis, dis die evangelie. En dit het my nog 'n bietjie laat dink dat ek het nog nooit iemand gehoor preek oor die naskok van die kruis nie. En wat ek daarby bedoel is, uit 'n ander perspektief, want ons het al baie preke gedoen van wat het Jesus gedoen in die 3 dae wat hy in die graf was, en as jy my reeks het gedoen oor die lewe na die dood, ek het daarin ook gepraat daaroor, die 5 dele van die hel en al daai tipe goeders. Maar ek het 'n bietjie gevoel vanaand, ek wil praat uit 'n ander perspektief uit. Ek wil 'n bietjie praat uit die disipels se perspektief uit. En want dit is tog op die einde van die dag, as iemand gesterf het, 'n geliefde gesterf het, is daar tog mense wat agterbly. En hulle is die mense wat die gevolge dra, wat die naskok van daai geval of daai gebeurtenis dra. En ek wil 'n bietjie gaan kyk het na wat met die disipels gebeur het, want ons weet wat die Bybel praat van rondom hulle, die Bybel gaan nie te veel in detail in oor hulle nie, maar ek gaan ook nie oor elke ene praat nie, ek wil net basies praat oor die algemeen, wat hulle beleef het, in daai 3 dae wat Jesus in die graf was, en hoe wat moes hulle deurgegaan het. En ek 'n bietjie gaan kyk, ons gaan 'n bietjie daar saam lees, daarso in Matteus 26, daar vanaf vers 55 tot en met vers 58. So Matteus 26, vers 55 tot en met vers 58. Matteus hoofstuk 26, vers 55. In daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem. Dit was in die tuin van Getsemane, waar hulle Jesus gevange geneem het toe nou. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Kyk wat sê die volgende, toe het al die disipels hom verlaat en gevlug. Nou, ek wil net eers tot daar stop. Ek wil gaan net iets vir jou uitlig hierso. Jesus sê vir hulle, hoekom kom julle nou vanaand uit met stokke en fakkels en swaarde en alles en spiese om my gevange te neem? Ek was daagliks daar in die tempel gewees. Maar nou weet ons 'n bietjie teruggaan en ons gaan kyk na Judas. Toe Judas Jesus verraai het,
Hy het na die owerpriesters gegaan en vir hulle gevra, wat sal julle my gee om Jesus te verloon, of Jesus te vra, maar om aan julle oor te lewer. Die priesters kon nie Jesus in die publiek gevange neem nie, want hulle het gevrees vir die mense, hulle het gevrees vir die volk, dat hulle in opstand sou kom. Want omrede Jesus was, op daai stadium was hy die groot topiek gewees in Jerusalem, as ek het so kan noem. Want net van tevore het hy Jerusalem ingekom op die donkie, en hulle het hom met palmtakke verwelkom. En gesê, Hosanna, en geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, en die koning van die Jode, en dit was iets huge gewees wat gebeur het, so die Fariseërs kon hom nie so gevange geneem het nie. En Jesus sin speel eintlik op dit, om vir hulle te sê, julle kom soos skelms, julle kom so agteraf, want julle is bang. Julle sou my nie openlik kom arresteer nie. Dit wys julle agenda wat julle het, is boos en is duister. En Jesus het geweet hy moet sterf. Jesus het geweet, dis waarvoor hy gebore is. En hy het geweet, weet jy, hy's gebore vir die kruis. En hy het geweet. Maar hy sê vir hulle, julle harte is boos, want julle wil dit in die duister doen. En hy kom ons in vers 56 en hy sê daar, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. En weet jy, hy was alleen met die kruis gewees. Johannes was daar, hy was die enigste disipel wat daar was Johannes. Judas het homself gaan hang en die ander het almal weggehardloop. Petrus wou nie sy gesig tussen hulle wys nie, want kan jy vir jouself indink, wat sou die ander disipels gesê het, as jy nie jouself in daai scenario plaas. Vers 57, en die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het, en Petrus het hom van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoëpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit, om die einde te sien. So hier sê vir ons Petrus, het hom maar net so van ver af gevolg. Jy sien, dit was ook maar uit skuldgevoel uit, want hy het vir Jesus gesê, ek sal u nooit verlaat nie. Here, ek sal tot in die dood sal ek saam met u gaan. Toe sê Jesus vir hom, Petrus, ek sê vir jou vanaand, voor die aankraai, gaan my 3 maal verloon. So Petrus het hom daar gevolg uit 'n skuldgevoel uit. Alhoewel die ander weggehardloop het, ek kan hom nie los nie. Ek het vir hom gesê, ek gaan by hom wees die hele tyd. Maar wat doen Petrus toe? Toe hy daar by Kajafas se paleis kom, en hulle begin Jesus daar vas te vat, en hulle begin hom valse getuienis teen hom bring, en 'n diensmeisie identifiseer vir Petrus, hey Petrus, hey, was jy nie saam met hom nie? Nee, ek ken hom nie. Later het Anja gekom, ek is seker jy was saam met hom gewees. Nee, ek ken hom nie. Anja sê, maar jy's 'n Galileër man, jou taal verraai jou, jy praat soos hy. Ek sê, ek ken hom nie. En daar kraai die haan, en die Bybel sê vir ons, toe die haan kraai, het Jesus vir Petrus gekyk. En Petrus het bitterlik geween, en hy het weggehardloop, hy het weggegaan, hy het uitgegaan, hy het bitterlik geween. Kan jy jouself in Jesus se voetspore plaas? Judas, die man wat 3,5 jaar saam met hom gebeur, Jesus het dit geweet, maar hy het in die aand, hy was in dieselfde vertrek waar Jesus was, hy het gehoor hoe Jesus asemhaal, hy het alles gesien, hy het alles beleef, hy was Jesus se vertroueling, Jesus het hom vertrou met hulle finansies, hy gaan verkoop hom. Hy was alleen. Maar daar was 'n ander geval, en daar in Johannes 19, kry ons 'n ander geval. En hierdie geval is in baie opsigte so baie van ons vandag. Josef van Arimatea. Johannes 19 daar vanaf vers 38. Johannes hoofstuk 19, daar in vers 38.
En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, dis nadat Jesus nou gekruisig is en hy het gesterf, het Josef van Arimatea, kyk eens wat sê, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim. Uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegelaat, en hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alweer van omtrent 100 pond gewig. Gaan nou alles daai vir julle verduidelik. En hulle het die liggaam van Jesus geneem, dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, wat nog nooit iemand in neergelê was nie. En daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode omdat die graf naby was. Nou as jy al ooit Golgotha gesien, dit is letterlik 80 meter van waar hy gekruisig is tot waar die graf is. Dis baie baie naby. Nou hierdie tuin, hierdie graf was Josef van Arimatea se graf. Daai tuin was nie eintlik regtig 'n tuin nie. Nou, hy praat van 'n tuin, dit gelyk soos 'n tuin. En vandag is dit nog 'n tuin, maar dit was eintlik 'n druiwe boord gewees. Daar's 'n druiwe pers gewees daar. Vandag as hulle nog sien, hulle het met argeologie, is die druiwe pers nog daar waar hulle wyn gemaak het. En Josef van Arimatea was 'n baie ryk man gewees. En daai grond, daai tuin het aan hom behoort. En daai graf was Josef van Arimatea se graf. Nou, dit wys ook vir jou, hy was 'n ryk man, want die rykes het sulke grafte gehad, het sulke goed, en dit was 'n nuwe graf gewees, wat hy toe gegee het. En ons kan ook sien dat dit 'n ryk man was, want as hy praat hierso van, hulle het al 100 pond gewig van hy mirre mengsel gaan koop. Nou, daai tyd se pryswaarde vandag is maklik 200.000 rand. Wat hulle geval, so dit was nie, hy was ryk, nou hy was deel van die Sanhedrin geweest. Kyk nou hierso, Josef van Arimatea was deel van die Sanhedrin. Hy was, sê die Bybel vir ons hierso, hy was 'n disipel van Jesus, maar in die geheim. Baie van ons vandag is in die geheim 'n disipel van Jesus. Ons dien die Here, maar in die geheim. Ons is te bang om openlik die vrug te dra om van Jesus te getuig. Ons sal dit in die geheim doen, agter die skerms. Jy weet, wat interessant is van Josef van Arimatea, hy was deel van die Sanhedrin. Nou wat is die Sanhedrin? Dis daai groep owerpriesters en leiers van die volk, wat betrokke was, direk om Jesus oor te lewer aan die Romeine om gekruisig te word. Hy was deel van die Sanhedrin. Later aan, byvoorbeeld, sal ons leer van 'n man Saulus was ook deel van die Sanhedrin. Wat het hy gedoen later in Handelinge? Hy het gegaan om die Christene dood te maak. So, die Sanhedrin was basies die leiers van die volk. En Josef van Arimatea was betrokke gewees, was by gewees, toe hulle Jesus gewoon 'n vraai by Caiaphas. Van die hele, die raad het by mekaar gekom, die owerpriester was daar, die Sanhedrin was daar. Hulle kon hom nie na Pilatus te gestuur as die Sanhedrin nie goedgekeur het nie. So die hele Sanhedrin was teen Jesus opgesweep, en dis waar die valse getuies ingekom het, voor die Sanhedrin. En terwyl hulle Jesus valslik beskuldig, het Josef van Arimatea daar gesit. Hy het niks gesê nie. Hy het niks gesê nie. Hoekom? Want hy was 'n baie ryk man, hy het reputasie gehad, hy het baie op die spel gehad. Hy was 'n Joodse leier. Dink jy vir jouself wat sou gebeur het as Josef van Arimatea in daai omstandighede opgestaan het en Jesus verdedig het? Hy sou 10 in 'n kruis langs Jesus gehad het. Hulle sou hom 10 met klippe dood gegooi het. En daarom was hy 'n disipel in die geheim, want hy was bang vir wat hy sou verloor. Hy was bang om sy mond op te maak. Hy was bang om Jesus openlik te dien, om openlik vir hulle te sê, Caiaphas, jy is verkeerd. Hy is die seun van God. Maar iets gebeur by die kruis. Iets gebeur by die kruis. Toe hy Jesus sien wat met hom gebeur aan die kruis, en hy sien waardeur Jesus gaan, en hy sien wat Jesus gedoen het vir hom, het hy heeltemal 'n ander mindset gekry. Ewe skielik het hy alles wat hy gehad het, het dit nie meer vir hom saak gemaak nie.
Want die impak wat Jesus aan daai kruis gemaak het op hom, was genoeg dat hy openlik na Pilatus toe gaan en vir hom vra, gee vir my die liggaam van Jesus. En hy was deel van die Sanhedrin, wat die tempeldiens moes verrig. En hulle was in gereedheid tot die Sabbat, en een van die wette gewees, ek het nie gedink ek gaan hieroor praat nie, maar hulle mag nie aan 'n lijk gevat het nie. Want dit was in voorbereiding op die Sabbat. En wat doen hy en Nikodemus? Hulle vat die liggaam van Jesus. Hy mag nie met daai dooie in aanraking gewees het nie. Hy vat hom. Al die ander disippels is weg. Niemand het Jesus begrawe nie. Inteendeel was Jesus se lijk bestem om in Gehenna gewerp te word. Nou, as jy verstandig gewerk, Gehenna was basies die vullishoop van Jerusalem. Dis wat ons noem die Hinnom-vallei. Daar's 3 valleie wat loop waar tussen in Jerusalem staan. Die een vallei is die Kidron-vallei wat tussen die Tempelberg en die Olyfberg lê, is die Kidron-vallei, en dan aan die ander kant sluit die Hinnom-vallei aan hom in. Nou die vallei van Hinnom was 'n verskriklike plek gewees. In die Ou Testament en was daar tye gewees waar hulle aan Moloch geoffer het, waar die mense hulle kinders aan Moloch geoffer het. Hulle het 'n groot beeld gehad, hy het so 'n beeskop ding gehad. Die beeld dan was hy so hol gewees in sy maag, dan het hulle vuur gemaak binne in daai beeld, dat sy hande, het uitgestrekte hande gehad, dat sy hande so bloedrooi was van die hitte, dan het hulle eersgeborene kinders gevat, babetjies gevat, en binne in daai beeld se hande geplaas, en laat die kinders so miskien, dan hulle verskriklike harde dromme en musiek gespeel, om die geskree van die kinders uit te doof. Want hulle so hulle kinders geoffer aan Moloch. Dit is onder andere wat in die Hinnom-vallei gebeur het. Dit was 'n vullishoop, al die drek, al die gemors, al die bloed, al die karkasse van die tempel, al die vuil goed was daar gewees. En hulle het dit aan die brand gesteek, so dit was een aaneenlopende vuur, aaneenhoudende vuur, wat gebrand het. En daai vallei was vol wurms en vol allerlei gemors en drek. En hulle sou ook die kriminele wat gekruisig was, sou hulle lyke daar gaan gooi het, om daar te verbrand. Dis waar Jesus gepraat het van die hel, waar hy vir hulle gesê het, as jy oog laat struikel, ruk dit uit, dis beter vir jou om blind die lewe in te gaan, as om in die helse vuur, en hy het verwys na Gehenna. Hy het vir hulle gesê, as julle wil 'n idee hoe die lyk die hel, kyk na Gehenna, kyk na die Hinnom-vallei, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Dis wat Jesus bedoel het. Hy het vir hulle 'n vergelyking gegee, die hel is 'n realiteit, is 'n werklike plek. Dit is nie 'n toestand waarin jy beleef of vind jy, dit is 'n genuine plek. Hy het gesê, soos as jy 'n illustrasie wil hê van hoe dit gaan wees, kyk na Gehenna. En hy was bestem, sy liggaam was bestem, om daarop te eindig, want dis wat hulle met die kriminele sou gedoen het. Daarom is dit baie belangrik om te verstaan, hoekom het Josef van Arimatea na Pilatus toe gegaan? Ewe skielik het iets in Josef van Arimatea verander. Sy hele gesindheid het verander. Hy het boldness gekry. Maak nie saak wat hulle aan my doen nie. Maak nie saak wat hulle van my dink nie. My Jesus, my Messias, verdien 'n begrafnis. Hy verdien 'n nuwe graf, my graf. Daarom gaan jy lees, as jy gaan lees van die Messiaanse profesie, waar hy sê, Jesaja sê, hulle het sy, in die dood was hy by 'n ryke gewees. Hy het verwys na Josef van Arimatea se graf, wat vir hom gegee was. En weet julle wat is die ding tot vandag toe, niemand was weer begrawe in 'n graf na Jesus nie. Maar in elk geval, ewe skielik gaan hy na Pilatus toe. Kan jy vir jouself dink, hoe het Josef van Arimatea se lewe verander na daai gebeurtenis? En Nikodemus, kerkleiers van die Sanhedrin. Ewe skielik is hulle nie meer welkom onder hulle eie mense nie. Ewe skielik word hulle geassosieer as verraaiers. Ewe skielik word hulle gesien
dieselfde in dieselfde oog as wat hulle Jesus beskou het. Die sien, hy was voor die kruis 'n disipel in die geheim. Maar na die kruis het hy dit openlik bely. En dit wys ook vir ons alles wat hy gehad het, het hy oorgegee aan Jesus. Hy het nie omgegee wat die wêreld se ding nie. Maar dit is nie waaroor ek wil praat vanaand nie. As ons 'n bietjie gaan kyk na die ander disippels, die naskok van die kruis. Hier kan ons een geval sien met Josef van Arimatea. Maar kan jy jouself dit indink? Na die kruisiging was die disippels se hele lewe vir daai paar dae omgekeer. Hulle hele bestaan was omgekeer. Hulle was verward. Sien jouself hierdie prentjie in, dink jouself bietjie in. Jesus word gearresteer. Jy's een dag as jy in Jerusalem almal verwelkom hom, almal maak hom groot koning. Jy dink hy gaan jou verlos van die Romeinse owerheid en next moment word hy gearresteer en soos hulle sê slam bam, daar's hy aan 'n kruis en daar's hy dood en hier word jy gejag. Oornag. Hy word onskuldig kruis toe gestuur. Hy het niks verkeerd gedoen nie. En die fariseërs en die volk wat opgesweep was nou teen Jesus, kan jy nou vir jouself dink. Hulle was nou opgewarm. Dink toe Jesus daar by Caiaphas se paleis was. Daai diensmeisie, toe sy vir Petrus sien, "Hey, jy's mos deel van hulle." Hulle was almal opgesuik, hulle was almal opgesweep om almal te identifiseer wat met hom konnekteer, wat met hom 'n koneksie het. Want in die fariseërs se oë en se mentaliteit wou hulle alles doen om hierdie sektegroep soos wat hulle genoem is uit te wis. Hulle wou hulle van die kaart afvee, hulle wou Christendom vir eens en vir altyd, wou hulle hierdie Jesus en alles waarvoor hy staan, wou hulle doodsmeer. Want Jesus het teen hulle hele establishment gekom. Hy het hulle hele lewenswandel bedreig. Want as jy ook weer gaan kyk in die politieke toestand daar, daai fariseërs, onder andere Caiaphas, God het hom nie aangestel as hoëpriester nie. Hy was deur die Romeinse regering aangestel. En hy het baie geskor, hy het baie onder die tafel gekry. Hulle het hulle betaal en baie geld gegee en land gegee en grond gegee en hulle het hulle gebraai om die volk te onderwerp aan die Romeinse regering. En Jesus kom teen haar hele establishment. Hy kom gooi hulle tafels om daar in die tempel, wat hulle gedoen het om die mense te beroof, om hulle self te verryk. Hy kom gooi hy tafels om. Hy kom bedreig hulle, want ewe skielik bring hy nou iets in wat hulle hele, ek wil eintlik sê hulle hele neseiertjie. Duil nou vir saamboubank met 'n neseiertjie. Wat daai hele ding kom omvergooi. Wat kan jy hierdie prentjie Petrus? Die disipel wat gelyk het asof hy die sterkste, die gelowigste, die standvastigste onder hulle is. Hy wat gesê het, Here, ek sal U nooit verlaat nie. Hy verloon Jesus. En Jesus kyk hom in die oë terwyl hy dit gedoen het. Wat het die ander disipels van Petrus gedink? Wat het deur hulle gedagtes gegaan? Judas, hy het Jesus verraai en hy het gaan selfmoord pleeg. Not one of them saw that one coming. Hulle het nie gedink dit gaan gebeur nie. Kan jy vir jouself dink die naskok van die kruis? Ewe skielik in een dag se tyd word hulle hele lewe omvergegooi. Die ander disipels het weggehardloop. Kan jy vir jouself dink hoeveel spyt en hoeveel verwyt het hulle gehad? Hoeveel skuldgevoel het hulle gehad? Kan jy vir jouself dink hoe hartseer hulle was? Dink aan Maria,
sy ma, Maria Magdalena, wat by die kruis was. Hulle was ontroostbaar. Ek meen Maria, wat 'n belofte van God ontvang het, dat in jou in jou seun gaan die hele wêreld geseën word. Hy gaan 'n redder wees. Sy het die belofte hulle gaan hom noem Immanuel. Hier word hy voor haar oë uit mekaar uitgeslaan. Hy word gekruisig, hy word bespot. Here, wat het van daai belofte geword? Kan jy jouself indink, vat jy as 'n ouer as hulle dit met jou kind moes doen? Die hele wêreld val uit mekaar uit. Maria Magdalena, Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. Sy was 'n baie ryk besigheidsvrou gewees, wat sy bediening geondersteun het. Sy het hom gevolg, sy het haar hele lewe basies prys gegee om hom te volg. Wat gebeur? Hier word hy weggeruk. Almal was ontnigter gewees. Almal was onseker. Wat gaan môre gebeur? Wat gaan volgende week gebeur? Wat pas ons nou in die prentjie in? Jesus het ons gesê, hy gaan vir ons maak vissers van mense. Hy het vir ons al die dinge geleer. Wat nou? Kan jy vir jouself indink daai aand van die kruisiging? Hulle almal het uit mekaar uitgespat. Daar was niemand om Jesus te begrawe nie. Sy eie disippels is weg. En dis die Sabbat. Son onder die Sabbat aangebreek. Dan mag hulle niks doen nie. As daai klomp Joodse raad hulle sien op 'n Sabbat, hulle doen iets, hulle gaan begrawe hom. Dis godslasterlik in hulle oë. Hulle sal hulle stenig. En Josef van Arimatea. Hy is een van daai Sanhedrin. Hy gaan op die Sabbat in hy aand, hy en Nikodemus. Hy het nie 'n saak met die Sanhedrin nie. Hy het nie 'n saak met hulle wette nie. Hy het nie 'n saak met hulle regering nie. Hy het nie 'n saak met wat hulle aan hom gaan doen nie. Hulle het sy Jesus, sy Messias, sy redder gekruisig. En sy liggaam hang aan 'n kruis om hulle op 'n rubbishdamp gegooi te word. Ek dink in Josef se gedagtes het hy vir ons gesê, ek kan nie meer stil bly nie. Ek kan nie weer my mond hou nie. Ek kan nie meer in die geheim net 'n disipel wees nie. If I'm not gonna do it, who will? Hy het opgestaan. Hy het na Pilatus gegaan. Hy en Nikodemus het daar die ryk mirre en gevat, hulle toe Jesus gaan toedraai en toe hulle het hom gebalsem. Want kan ek vir jouself sê, die toestand waarin Jesus se liggaam was, hy sou nie baie lank, kan ek vir julle sê, vars gebly het nie. Hy was al klaar uit mekaar uitgeslaan, hy was al klaar besig. Vreesbevange, het almal gaan wegkruip. Hartseer, want hulle kon nie die begrafnisseremonie voltooi nie. En weet jy wat is interessant? Jesus het op vele geleenthede vir hulle gesê wat met hom gaan gebeur, dat hy gaan sterf, en dat hy weer gaan lewend word. Hulle het dit nie verstaan nie. Op daai stadium het dit nie sens gemaak nie. Dit het nie vir hulle sin gemaak nie. Hulle het nie eens daaraan gedink nie. Ewe skielik het hulle wêreld net tot stilstand gekom. Ek wil eintlik sê, hulle perdekar is totaal en al omver gegooi.
Ewe skielik het die werklikheid waarin hulle gewoond was, totaal verander. In 'n nagmerrie. Weet jy, dit my nog 'n bietjie laat dink. Hoe baie gebeur dit nie ook in ons lewe nie. En eendag gaan dinge nog aan, dinge gaan goed. En dan onverwags. Onverwags gooi die lewe vir ons, ek wil sê 'n curveball. En ons hele perde val om. Ons hele wêreld word uitmekaar uitgeskit. Iets gebeur wat ons hele wêreld tot stilstand ruk, wat ons ruk tot in ons wese. Dinge wat ons nie gedink het sou gebeur nie gebeur. En ons hele wêreld kom net tot 'n stilstand. Alles wat ons ken, die normale is nie meer daar nie. Die mat word onder ons uitgeruk. En ons hele lewe val in mekaar. In 'n oomblik, in 'n oogwink, oornag. En ons dink, net soos die disippels, hierdie ding is die einde van my lewe. Ek kan nie meer voortgaan nie. Ek kan nie meer lewe nie. Alles het uitmekaar uitgeval. Weet jy, die duiwel gebruik daai geleenthede. Hy gebruik daai omstandighede. Juis om ons moedeloos te maak. Juis om ons oorwonne te laat voel. Juis om ons ook te laat twyfel, net soos die disippels. Want ewe skielik sit hulle met baie vrae. Judas? Petrus? Waar is almal heen? Wat gaan nou aan? Wat gaan môre gebeur? Hoe face hulle mekaar? Dink vir jouself, hoe moes Judas die ander disippels face die volgende dag? Josef van Arimatea? Weet jy, die duiwel kom en hy saai juis aan daai omstandighede wanneer dit gebeur. Kom saai hy sy leuns in ons harte in. Weet jy wat ons daai disippels beleef het? Wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons nou doen? Was jy al op 'n punt gewees, het dit al met jou gebeur, dat jy sulke omstandighede beleef het, waar jy op 'n punt gewoon gesê het, wat gaan ek nou doen? Ek weet nie meer wat's die weg vorentoe nie. Ek het nie antwoorde nie. My hele wêreld het in mekaar geval. Ons vra onsself die vraag, wat is die weg vorentoe? Alles waarvoor ons gewerk het, alles wat ons gedoen het, is weg in 'n oomblik. Was alles verniet. Waar is God? Hoekom hoor hy my nie? Hoe kan die Here so iets toelaat? Waarom gebeur dit met my? Hoekom met my? Hoekom laat die Here dit toe in my lewe? Hoekom moet ek hierdeur gaan? Ons word baie male gedryf deur spyt en selfverwyd. Wat kon ek meer gedoen het? Kon ek iets anders te gedoen het? Kon ek anders opgetree het? Kon ek iets anders op 'n ander manier hanteer het? Wat kon ek gedoen het om hierdie dinge maar ek is nou in hierdie situasie, wat nou? Niks wat ek doen kan hierdie situasie regmaak nie. In baie opsigte beleef ons so baie vreesaanjaendheid en soveel angs, soveel selfverwyd, soveel skuldgevoel, dat ons dink ons enigste opsie is dieselfde pad as Judas. Here, wat is my lewe tog werd? Wat is die nut om verder te leef? Ek kan nie. En al hierdie dinge is net 'n naskok. Dit is net 'n reaksie vanuit jou eie gevoelens. Dit is net 'n reaksie vanuit jou eie gedagtes. Jy reageer so omdat jy nie, en ons nie aldag die plan van die Here verstaan nie. Jesus het vir hulle gesê, ek gaan sterf, maar na 3 dae weer lewend word.
Hulle het dit nie verstaan nie. En op daai stadium toe dit gebeur, het hulle nie eers aan Jesus se woorde gedink nie. Hulle het net vasgekyk in die omstandighede. En dit is presies hoe die Satan mense aanval. Dit is sy aanvalstegniek. Hy gebruik daai omstandighede. Kyk, kom ek gaan vir jou sê, ons kan nie altyd bepaal wat met ons gebeur nie. Ons is nie altyd in beheer van die omstandighede in ons lewe nie. Slegte dinge gebeur. Ons is nie altyd in beheer daarvan nie. Maar die duiwel maak ons baie keer blind en maak ons meeste van die kere blind. Dat ons net die waarheid agter die hele ding moet sien nie. Want ons sien net 'n deeltjie. Hy kom vertel vir jou 'n leuen, want jy verstaan nie die plan van God nie. Jy verstaan nie die plan wat die Here vir jou lewe het nie. Dit maak nie vir jou sin nie. Jy sien dit nie raak, jy sien op daai stadium dit raak, dat die Here met jou besig is en met jou op pad stap nie. Jy sien nie raak en jy vergeet dat die Here in beheer is van alles. En dan God nog steeds God is. En dat hy nog nooit beheer verloor het oor hierdie wêreld nie. Maar die duiwel sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Daar's nie vir jou hoop nie. Daar's nie vir jou toekoms nie. Daar's nie vir jou 'n môre nie. Daar's nie vir jou uitkoms nie. Hy sê vir jou, jy's 'n loser. Jy's 'n mislukking. Jy's 'n nobody. Hy sê vir jou, jy gaan alles verloor. Hy maak jou bang. Hy saai daai vrees by jou. En wat is die mens se natuurlike reaksie? Ons vrees. Ons vrees net soos die disippels. Net soos die disippels gevrees het, hulle gaan toesluit het en gaan wegkruip het, uit vrees vir die Jode. Doen ons presies dieselfde. Ons onttrek van God. Ons onttrek uit ons binnekamer. Ons onttrek van die woord. Ons onttrek van die Here. Ons onttrek van die samelewing. Ons gaan kruip weg. Ons vlug weg. Terwyl God ons eerste toevlug moet wees, wat doen ons? Ons hardloop weg. Ons vrees. Ons laat toe dat vrees ons lewe oorheers. Want ons vrees die onbekende. Ons vrees die dag van môre. Hulle sit daai aand verslae. Wat gaan ons môre doen? Hulle het vergeet die volgende dag sal die son weer skyn. Dit gaan weer lig word. Dit bly nie duisternis vir ewig nie. Daai vrees wat ons het, hoe langer ons aan daai vrees vashou, hoe groter word die probleem. Hoe groter word hierdie berg voor ons, hoe groter word ons vrees. Ewe skielik begin ek dinge te sien wat nie waar is nie. Begin ek dinge te glo wat nie waar is nie. Ewe skielik word daar dinge in my veroorsaak, dinge soos aggressie en woede, onvergifnis en bitterheid. Ewe skielik word daar dinge in my gevorm en kom maar dinge uit soos hardkoppigheid en selfverwyd en selfbejammering, swaarmoedigheid, begin depressief te raak. Want wat is die sin van die lewe? En dit bou op, en dit bou op, en dit bou op, en dit bou op. Van my lewe val uit mekaar uit. My wêreld het tot 'n stilstand gekom. Ek kan dit nie beheer nie. En dan begin daai slegte gedagtes te vorm. Ek is niks werd. My lewe is nie moeite werd nie. Niemand gee vir my om nie. Ek is 'n mislukking. Ek's 'n verloorder. Wat's die nut van my lewe? Wat gaan ek doen oor hierdie situasie? Daar is nie vir my uitkoms nie.
daar is nie vir my hoop nie, ek gaan dit nie maak nie, ek gaan alles verloor. Jy sien, want die duiwel wil hê, jy moet jou waarde koppel, net soos Josef van Arimatea, aan dit wat hy sal verloor. Maar as jy net die dag tot die besef kan kom, naak het jy hierdie wêreld ingekom en naak sal jy uitgaan. Die dag wanneer jy net sal besef, die wêreld gaan nie oor besittings nie, die wêreld gaan nie oor reputasie nie, die wêreld gaan nie oor status nie, die wêreld gaan nie oor al hierdie ander dinge nie. Die dag wanneer jy net besef, dat die wêreld gaan nie oor watter titel jy hou, wat mense van jou dink nie, wat jou bure van jou sê nie. Die dag wanneer jy net besef, jy is hier op hierdie aarde om enige iemand te beïndruk nie. Jy is alleenlik op hierdie aarde om vir God bruikbaar te wees. Jy is nie 'n verloorde nie, jy is geskep met 'n doel, met 'n rede, net soos die disippels. Hulle het 'n doel gehad en 'n rede, maar hulle het een punt gemis, die plan van God. Maria het dit gemis. Die disippels het dit gemis, Petrus het dit gemis. Weet jy wat, Petrus het weer gaan visvang. Gaan lees 'n bietjie verder in die Evangelie as jy sien. Hy het weer teruggegaan Galilea toe. Hy het daar op die boot geklim, hy gaan visvang. Hy het weer teruggegaan na sy ou lewe toe. Hy het weer teruggeval in sy ou lewe. Hy het nie meer die sin gehad in die lewe, want Jesus het gesê, ek sê jou maak 'n visser van mense. Hy het weer teruggegaan na sy ou lewe toe. Wat was die sin van die lewe? En wat gebeur op die einde van die dag? Dis wat die duiwel wil hê. Hy wil jou lewe by jou steel. So daar's 'n paar uitweë vir jou. Een uitweg is selfmoord. Die ander uitweg, hy maak jy net oneffektief vir God se koninkryk, dat jy net niks vir die Here wil beteken nie, of kan beteken nie. Of die ander een is, bring jy net aan rebellie teen God. Waar jy net letterlik jou rug op die Here draai, en niks meer van die Here wil hoor nie, en jy verhard jou hart teenoor die Here, want is die Here se skuld, want jy nou is waar jy is. Dis 'n leuen van die Satan. Weet jy, jou reaksies op jou omstandighede en die situasies wat gebeur, is eintlik net 'n refleksie of net 'n indikasie van jou ware geestestoestand. Dit gesit vir jou 'n indikasie waar jy met die Here staan. Jy sien, want geloof is 'n vaste vertroue. Die woord van die Here sê vir ons Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, en bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Om God te vertrou. Om God te vertrou is nie altyd 'n maklike taak nie. Veral nie wanneer dit so gaan nie. Maar om te besef, hy is God en hy bly God en hy verander nooit. En maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie, dis nog steeds in die Here se hand. Jy sien, die disippels het vergeet dat Jesus het vir hulle opdrag. Hulle het vergeet dat God se plan was in werking. Terwyl hulle in daai toestand gesit het, het hulle vergeet dat God se plan was intussen besig om tot stand te kom. Net omdat jy in daai omstandighede sit, beteken dit nie dat God nie gaan opdaag nie. Net omdat God op daai stadium stil is, beteken dit nie God gaan nie opdaag nie. Dit beteken dat hy is besig agter die skerms met iets groters vir jou. Ons moet God toelaat om God te wees. As die Here deure in jou lewe toemaak, laat hy dit toemaak. Want hy sal weer ander deure oopmaak. As die Here jou lei op 'n pad, moenie in rebellie kom nie. Hy weet van beter, want hy was al reeds in die einde gewees. Jy sien, Jesus sal opdaag op die regte tyd. Intussen tyd moet jy net jou oog gefestig hou op sy volbringde werk aan die kruis. En die wêreld se opinie maak nie saak nie. En dit is wat Josef van Arimatea besef het. Die wêreld se opinie maak nie saak nie. Wat saak maak is God se plan.
Die wêreld gaan jou altyd wil sien val. Die wêreld gaan jou altyd wil sien geruïneerd. Die wêreld wil jou altyd sien dat jy die laaste is. Hulle wil jou altyd sien dat jy verloor. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Weet jy, ek lees nou die dag 'n ding wat nogal 'n indruk op my gemaak het. Dit het regtig nogal van my iets laat besef. En ek het besef, dis die waarheid. As ek met 'n man praat vandag, met mans moet praat vandag, besef jy, selfs vrouens, maar besef jy dat die enigste persoon wat jou suksesvol sou wou sien in jou lewe, wat gesien het dat jy hom ontroon, of wat laat jy beter word as hy, is jou pa. Al die ander mans in hierdie wêreld wil jou sien val. Net so wil jou Vader in die hemel wil hê jy moet styg tot waar jy kan. Hy wil hê jy moet by hom wees. Hy wil hê jy moet oorwinning behaal. Hy wil hê dat jy moet val nie. Die wêreld wil hê jy moet val. En daarom wanneer jy val, sal daar baie wees om verder by jou te trap. Want weet jy wat, as jy lê, sal hulle altyd oor jou loop. Jy sien, die probleem lê nie noodwendig by die val nie. Dit lê by die bly lê. Want as jy lê, trap hulle op jou. Die wêreld se opinie maak nie saak nie. Die wêreld sê jy wil vernietig. God wil hê dat jy bo moet uitkom. En weet jy wat is die awesome ding? Die einde is nie die einde nie. It's not over until it's over. Want terwyl hulle gedink het dit is die einde, was dit nog net die begin. Terwyl hulle gedink het is nou verby, terwyl hulle gedink het daar is nie meer hoop nie, raai wat gebeur? Jesus staan uit die graf uit op. Amen. That was the beginning of a new chapter. God het iets groter gehad agter die skerms, wat hulle nie besef het nie. It's not over until it's over. En weet jy wat? Ek wil vir jou ook vanaand sê, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Jy mag jouself dalk bevind waar jy gevoel het alles het in mekaar geval. Jy mag dalk soos die disippels sê, ek wil vir jou sê, it's not over yet. It's not over yet, it's only the beginning. It's only the beginning. Al verstaan jy nie nou alles nie. Weet jy wat maak saak? Wees agter die skerms in beheer. Wie werk agter die skerms? Hulle daar en hy het hulle gaan toesluit vir die Jode. As jy gaan lees met die opstanding van Jesus, dan sê hy daar, hulle uit vrees vir die Jode, toe hulle op die eerste dag van die week by mekaar was, en die deur gesluit was, uit vrees vir die Jode, het Jesus in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hoor wat hy vir hulle sê? Vrede vir julle. Kry God se vrede in jou lewe. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, want God is in beheer. As jy oorgee aan hom, as jy jou lewe toevertrou aan hom, as jy jou omstandighede vir hom gee, los dit in sy hande. Kry God se vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jesus kom by hulle en sê vrede vir julle. Hoekom? Kry vrede oor hierdie saak. Ek is in beheer. Ek het opgestaan uit die dood uit, sê hy. It's not over yet. It's only the beginning. Weet jy wat? Daai selfe Petrus, wat vir 3 mense gesê het, ken hom nie. Wat bang was vir die mense, wat hulle sou sê. Op Pinksterdag gaan preek hy en 3000 kom tot bekering. Die grootste preek wat ooit gegee is in die geskiedenis van die mensdom. It was only the beginning. Daai dag
was die begin van die kerk. Daai dag was die begin van Christendom. Daai dag was die begin van 'n verhaal waar ek en jy 2000 jaar later vandag deel vorm daarvan. Because Jesus said, it's not over. Vrede vir julle, ek is in julle midde. Maak nie saak wat in jou lewe heiliglik besig is om te gebeur nie. Maak nie saak hoe jou perdekar omval nie. Maak nie saak hoe hulle jou jag nie. Maak nie saak wat hulle van jou sê nie. Maak nie saak wat jy verloor nie. It's not over. It's not over. Want God is besig met jou agter die skerms. Kom by hom, gee dit oor aan hom, kry God se vrede. Maak vir my jou Bybel oop in Romeine hoofstuk 8. En ek wil hierdie vanaand by julle los. As daar een gedeelte is in die Bybel wat ek wil hê jy aan moet vashou, is dit Romeine 8. Ons gaan nou die hele Romeine 8 lees. En ek wil hê jy moet luister wat Paulus hier skryf. En mag hierdie jou vanaand, mag dit jou seën, mag hierdie vanaand vir jou iets beteken. Romeine hoofstuk 8. Ons gaan daarso lees vanaf kom ons lees maar net vanaf vers 18 af, want dit gaan 'n bietjie lank vir my te lees. Kom ons lees daar vanaf vers 18 af tot en met vers 39. Romeine 8 vanaf vers 18, hy sê, want ek reken, kykie, dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Van die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid, van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want iemand sien het, wat iemand sien, waarop hoop hy dit nog? Maar ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So hy sê hy praat van geloof ook. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ek hoop nie, en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Ons sien nog nie die resultaat nie. Ons hoop daarop, maar ons vertrou God, hy gaan ons deurdra. Dan gaan hy verder, vers 26. En net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle, hoor hierso, wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Kyk hierso. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook ons in alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Kyk nou wat sê vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Kan ek gou verduidelik wat beteken meer as oorwinnaar? Dink vir jouself, dink gou aan 'n bokser. 'n Bokser gaan veg in 'n toernooi. En hy wen. En hy wen 'n prys. Hy wen, kom ons sê, R1 miljoen. Nou, hy is 'n oorwinnaar. Maar sy familie, sy vrou, sy is beskiklik baie lief vir hom, want hoekom? Sy is meer as 'n oorwinnaar.
Want sy het niks gedoen nie en sy het die prys gekry. Ja, want in die huwelik moet jy maar oop kaarte speel. Woolies kaart, Edgars kaart, kredietkaart. Ja. Maar sy is meer as oorwinnaar. En dis wat die Here vir jou sê. Hoor hierso. Hoekom? Want Jesus het die prys betaal. Hy is die een wat die fight gefight het. Hy is die een wat die stryd gevoer het. Hy is die een wat die kruis verdra het. En hy het dit oorwin. Hy is die oorwinnaar. Maar ek en jy, ons ontvang uit genade uit. Ons is meer as oorwinnaars. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. Kom ek vir sê, daar was 'n naskok van die kruis. Maar 3 dae daarna, toe staan hy in hulle midde, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. It's not over until it's over. This is just the beginning. Ek bid regtig dat in hierdie tyd dat die Here jou sal bekragtig, dat die Here vir jou die woord van die kruis, die krag van die kruis, so openbaar maak, dat jy kan leef in oorwinning, dat jy God se vrede kan kry. Ek wil vir jou sê, vat jou stryd na die Here toe. Moenie val vir die leuns van die vyand nie. Vat jou stryd na die Here toe, en kry die vrede van God. Oor 3 dae het hy opgestaan. And your whole world will change. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanaand vir hierdie woord. Ek sê vir die dankie dat ons hierdie woord kon ontvang, Here. En ek wil bid, Here, dat hierdie woord rema sal word in ons harte, rema sal wees in ons harte, lewend sal wees in ons harte. Heilige Gees, sal U ook die naprediker wees van hierdie woord en dit vir ons lewend maak. Here Jesus, dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis is ver groter as wat ons ooit sal verstaan. En ek moet sê vanaand, Here, baie male bevind ons onsself net soos Josef van Arimatea, net soos die ander disippels. Here, daar die dag toe U gekruisig is, daar in moedeloosheid, Here. Maar ons prys U, Here, want U het opgestaan. En Here, ons kan vandag verheug wees, want Here, ons weet, maak nie saak wat in ons lewe plaasvind nie, maak nie saak deur watter stryd ons gaan nie. Dis nie die einde nie, want U is in beheer. Vader, ek wil bid deur die Heilige Gees dat U elkeen sal versterk. Here, dat U ons sal dra, dat U tot ons hart en gees sal spreek en dat U vrede oor ons elkeen sal wees. Ons loof en ons eer U, Here. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar vir ons wie gered word, is dit U krag. En Here, ons loof U vir daai geskenk op Golgotha. Mag U al die lof, al die eer, al die aanbidding ontvang. In Jesus naam. Amen.